Ons het gesien met die binome, as ons a minus b tot die mag 2 het, dan is dit a kwadraat plus 2a, minus 2ab, ekskuus, minus 2ab, plus b kwadraat. Ek wil maar net vir julle noem hier, so julle sal oplet dat ek maak my b's so, en dit is om te verhoed dat jy nie dink is 'n 6 nie, dis hoekom ek my 6 'n bietjie van 'n krulletjie gee. Net so maak ek my a so, dat jy nie de mekaar raak met 'n 9 nie. Is julle met my? En, ja, so dit is maar basies wat ek doen, okay? Toe ons verder gaan sien, dat a plus b, die binoom, is gelyk aan a kwadraat plus 2ab plus b kwadraat. Onthou as ek by die einde van die les kom en ek het nog nie met julle gepraat oor identiteite nie, dat julle gou-gou vir my herinner daaraan, want hierdie is identiteite. Nog 'n identiteit wat ons geleer het, is a minus b maal a plus b is gelyk aan a kwadraat minus b kwadraat, die sogenaamde verskil van vierkante. Het julle hom? Nou, kom ons vandag by nog 2 identiteite wat jy moet memoriseer, sodat, hoekom? Want 'n identiteit sê, ek kan dit wat ek links sien vervang met regs. Met ander woorde, as ek hierdie sien, weet ek onmiddellik, ek kan dit vervang met die verskil van vierkante. So ek kan maklik uitvermenigvuldig. Verstaan julle? Maar as ek die geel gedeelte sien, die verskil van vierkante, weet ek dat hy faktoriseer. Maklik. So, as ek die linkerkant sien, kan ek hom vervang met die regterkant. As ek hom met die regterkant sien, kan ek hom vervang met die linkerkant. Ek sal later 'n bietjie verduidelik hoekom dit so is. Nou hier's nou nog 2 identiteite, bo bladsy 12 wat jy moet memoriseer. En dit is dat as ek a plus b het, maal met a kwadraat minus ab plus b kwadraat. Dan weet ek dit is, daai antwoord is a kwadraat, a tot die mag 3 plus b tot die mag 3. Ons praat van die som van derde magte. Die som van derde magte. So dis die som, en hierdie 2 is albei derde magte. Nou die belangrike ding wat jy hier moet sien, is dat as hierdie 'n plus is daai 'n plus, en as hierdie 'n plus is daai 'n plus is daai 'n minus. Jy gaan nou sien hoekom ek so sê. Want a minus b maal a kwadraat plus ab plus b kwadraat is gelyk aan a tot die mag 3 minus b tot die mag 3. So weer eens, ek het die verskil van derde magte, en as hierdie 'n minus is daai 'n minus, en dan is daai 'n plus. Let op dat hierdie bly altyd 'n plus. So, kom ons kyk gou-gou. Kom ons kyk gou-gou hierso. Ek gaan nommer 1a met jou doen. Is jy met my? Ek gaan 1a met jou doen. Ek sien x. Okay, kom ek gaan dit 'n klein bietjie eers verder uitbrei. Let op, as ek nou dit so skryf, a tot die mag 3 minus b tot die mag 3. Dan is dit gelyk aan, kyk gou vir my, ek gaan nou skryf as hakkie, die derde magswortel van a tot die mag 3, minus die derde magswortel van b tot die mag 3,
sluit die hakkie. En nou sê ek dat hierdie is bloot net a kwadraat. En omdat daai 'n minus is, moet hierdie ook 'n plus wees, want daai is 'n minus. En nou is dit AB plus B kwadraat. sien julle dit? So as ek nou kyk na die 1a, hy sê x minus 1 hakkie x kwadraat plus x plus 1. Kom ons kyk gou. Reg? So ek het wat ek hier gedoen het is dat ek gou weer terug 'n treukie terugstap hierso. Ek wil vir jou wys wat ek hier gedoen het. Ek het hier gegaan, ek het my pen kry en ek het gesê a minus b. Eerstens het ek gesê omdat daai 'n minus is daai 'n minus en omdat daai 'n minus is daai 'n plus, né? Dit is die een ding wat ek gedoen het. Die volgende ding is ek het basies sien julle daar's 'n verwantskap tussen die A en die A en die A en die A. So ek het die derde magswortel hierso, die derde magswortel daar. Hier sit ek om gekwadreer en daar het ek om gekwadreer. Hierdie middelterm is bloot net A, as dat kyk na A en B, so ek het daar net die A gebruik, sien julle? Daar het ek net die B gebruik. Hier het ek die A gekwadreer, daar het ek die B gekwadreer. Om daai middelterm te kry, het ek net die twee met mekaar vermenigvuldig. So nou kyk ek hierna, as ek na hom kyk, ek kan nou die lang pad gaan volg. Reg? Ek kan die lang pad gaan volg en ek kan sê wel x maal x kwadraat plus x plus 1 minus 1 maal x kwadraat plus x plus 1. Ek kan daai lang pad gaan volg. En ek gaan by dieselfde antwoord uitkom, maar ek moet raak sien dat hier's 'n enkel x, daar's 'n x kwadraat. Hier's 1, daar's 1 kwadraat. En x maal 1, daar's hy. Daai teken is 'n minus en daai is 'n plus. Met ander woorde, hierdie antwoord moet wees bloot eenvoudig net wees. Ek hoef nie daai lang pad te geloop het nie. Ek kan net sê x tot die mag 3. En omdat daai 'n minus is, moet hierdie 'n minus wees 1. Onthou 1 tot die mag 3 is ook 1. Onthou 1 is altyd daai ene wat jy probeer uitvang. Het julle hom? Nou kyk gou daarna nommer M. Lekker breuke daai, né? OK. Goed, kom ons gesels gou-gou oor die konsep van 'n identiteit. Vat vir my gou-gou x minus 2 maal x plus 2 is gelyk aan x kwadraat minus 4. Los op vir x. Kom, los gou op vir x. Sal julle met my saamstem, dis 'n vergelyking wat ek daar neergeskryf het. Hoekom? Want daar is gelyk aan, hè? Goed. Kom julle moet al klaar gewees het. OK? Kom ons kyk gou-gou. As ek hierdie hakies uit vermenigvuldig, kry ek x kwadraat minus 4 is gelyk aan
x kwadraat minus 4. Ek trek x kwadraat hier af, dan moet ek x kwadraat daar af trek. Ek tel 4 hierby, dan moet ek 4 daarby tel. Dis die eienskap, al lyk hy soos 'n vergelyking, is die eienskap van hierdie ding. Kyk, 'n vergelyking sê, kom ons praat net gou-gou oor 'n vergelyking. 'n Vergelyking sê, dat as ek 'n skaal het, sê 'n vergelyking basies die volgende. Hy sê, die linkerkant is gelyk aan die regterkant. 'n Identiteit is anderster. Hy sê die linkerkant is presies dieselfde as die regterkant. Met ander woorde, waar ek die linkerkant sien, kan ek dit vervang met die regterkant, en waar ek die regterkant sien, kan ek dit vervang met die linkerkant. Dis 'n identiteit. En hierdie is identiteite wat jy moet memoriseer en wat jy moet raak sien. Is julle met my? Goed. Dit is wat 'n identiteit is. Nou kom ons stap gou-gou oor en ons sê gou-gou vir onsself dat ons huiswerk is dus oefening 1.7 en ons doen nommer 1 B D F I K en N. Dis jou huiswerk. Nou, die volgende gedeelte van die werk is iets wat ons al die heeltyd doen. En dis die sogenaamde versameling van gelyksoortige terme. Hulle gee vir ons die volgende, hulle sê 3a maal a plus 1 minus 2a kwadraat maal a minus 7 minus a tot die mag 3 plus 7a kwadraat minus 4a plus 1. Ek skrik nie, want ek gaan net basies die distributiewe eienskap gebruik en die hakkies uitvermenigvuldig. Daar's net 'n minus 1 daar, wat jy dalk nie raak sien nie, maar hy is daar, is 'n minus 1. So, ek gaan en ek sê 3a kwadraat plus 3a minus 2a tot die mag 3 plus 14a kwadraat minus a tot die mag 3 minus 7a kwadraat plus 4a minus 1. En nou gaan soek ek net gelyksoortige terme. Kom ons begin by die a tot die mag 3. Daar's 'n a tot die mag 3, daar's al. Hoekom doen ek dit? Ek probeer altyd goed alfabeties skryf, maar ek probeer ook altyd die hoogste magte eers te skryf. So 2a tot die mag 3 minus is dan nou gelyk aan minus 3a tot die mag 3. Kom ons gaan na die volgende ene, a kwadraat, 3a kwadraat plus 17a kwadraat is 20a kwadraat minus is, wat is dit? 13, né? So dis plus 13a kwadraat. En nou gaan ek na die a toe. 3a plus 4a is 7a plus 7a minus 1. Dis so eenvoudig soos dit is. Ons het al die heeltyd het ons gelyksoortige terme bymekaar getel, die hele tyd. Is julle met my? OK.
Huiswerk. Oefening 1.8. Jy doen vir my 1 A, C en E, eis, en jy doen vir my 2 A, C en E. Dis jou huiswerk wat dit betref. Ons is klaar met produkte. Ons begin volgende periode met faktorisering.